Is baie welkom vir elkeen. Um ek en Enrico het nou lankal gepraat oor hierdie moontlikheid dat ons 'n bietjie moet gesels oor die moslems en ek is vreeslik dankbaar dat dit kan gebeur. Enrico, dankie vir jou moeite. Dankie dat jy wil goed vanaand. Miskien net vir ter agtergrond sê ons gaan vanaand oorsigtelik praat oor oor die Islam en alles wat daarmee saamgaan. En ons dink aan die moontlikheid om vroeg in die nuwe jaar so 'n kort reeks van sê so 3 geleenthede te reël wat ons baie meer intensief gaan praat oor hoe praat 'n mens met moslems oor ons geloof in die Christelike geloof en so meer. Maar ons gaan daarby uitkom. Enrico, kom ons begin en sê net eers wie is jy, van waar jou belangstelling in die moslems en so aan asseblief. So vir die agtergrond. Ja, dankie nee, baie dankie Leon vir die uitnodiging. Ek waardeer dit. Altyd vir my wonderlik as 'n mens geleentheid kry om die saak te stel van sendingwerk onder moslems. Weet as ek nou sê, wie is ek? Waar kom ek vandaan? Ek is gebore in Botswana. Ek het sê ek is in die huis gebore, maar hulle moes my ma hospitaal toe vat toe as ek my sien. Maar nietemin ja, so daar skool gegaan, laerskool, uiteindelik op Wessel Marie Oenalsrus gematrikuleer, Bloemfontein gestudeer, voorgraads, nagraads. My eerste gemeente was Sasolburgfontein gemeente en toe van daar af Paardekraal Monumentgemeente in Krugersdorp en op oomblik is in Figuurpark gemeente. Nou as ek dus sommer daarmee kan saam sê, jy weet waar kom my belangstelling vandaan, dan kan ek nou eers 'n kort rukkie teruggaan wat al eintlik ver is, maar toe ek die eerste jaar was in 1982, toe het van al die verenigings, het my eerste jaar kom sien ook dit by die kerk aangegaan het, is jy barmhartigheid of evangelisasie of sending, en toe ouens daar gekom, het er nog Floris van der wat was die sy naam gewees, van Walt, ekskuus tog, en voor ons kom praat oor India sending, en ek het gevoel, hier is 'n tipe van ding wat vir my interesseer, want dit is toe nou sendingwerk onder moslems, maar meer was dit nog selfs onder Hindus, soos Hare Krishnas en die tipe van ouens, en dat was altyd die wintervakansie vir 2 weke gegaan Durban toe, die somervakansie ook, so die dag het ons dan nou gebou, daar 'n kerk gebou, wat vandag ook die Emmanuel Reformed Church in Africa is, en dan in die aande het ons hoofsaaklik sendingwerk gaan doen, meeste van die tyd, soos ek sê het, onder Hindus, maar het ons ook party in die dae uitgegaan om met moslems sendingwerk gaan doen, by die moskee draai gemaak en so meer. So dit is waar dit baie pertinent, jy weet, 'n deel van my belangstellingsveld geword het. As ek dan nou verder teruggaan, so ek nou reeds eintlik gesê dat ek in Botswana gebore, en die rede hoekom ek daar gebore is my ouers was sendelinge. Hulle was in Nigerië, in die Sudan, so dit is maar iets wat ek wil sê letterlik seker in my DNA is. En dan ook om dit interkultureel met mense om te gaan en so ja, dit is iets wat so dis dan nou 'n lang antwoord, maar ja, dis waar dit vandaan kom. Ons vergeet van ons voorouers se sendingwerk in Afrika. Dis ongelooflik as jy net 'n bietjie gaan lees. Gideon van der Walt het ons nou so 'n paar jaar terug 'n boekie geskryf oor die verskillende lande waar die kerk sendingwerk gedoen het en so aan. En dit is aangrypende verhale. Maar goed, ons sal 'n ander dag daaroor praat. Kom ons praat oor die moslems. Hoekom moet ons met moslems praat oor die evangelie, so in die algemeen? Jong, dit is 'n baie belangrike vraag. Ek het nou die voorreg gehad om die naweek al by Palisier met ouens te praat rondom onder andere sendingwerk onder moslems. En ek het so 'n bietjie vir 'n oomblik ouens 'n wind in hulle seile uitgehaal toe ek nou vir hulle sê, weet jy, dit wat ons oor gaan praat vandag is nie belangrik nie. En toe kyk hulle my so skeef af, toe sê ek, dit is verskriklik belangrik. So, ja, die rede ook wat verskriklik belangrik is dat, nommer 1, begin met die sendingopdrag. Dat die Here Jesus in Matteus 28 sê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels en leer hulle om alles te onderhou, ja, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dan in Handelinge 1 vers 8 wat sê, Jesus sê julle sal krag ontvang onder die Heilige Gees wanneer julle kom
en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria tot in die uithoeke van die aarde. So die sendingopdrag as sulks is vir my meer as genoeg rede om dit te doen. Wat al klaar 'n paar dinge sê, nommer 1, as ek praat van sending, dan is dit vir my belangrik vanuit my hoek uit is dat ons en moslems nie dieselfde God aanbid nie. Ander ding wat ek altyd vir ouens ook sê, dit klink half negatief, maar ek bedoel dit positief, is dat alle moslems is nie terroriste nie. Baie belangrik dat ons moet onthou die oorgrootste meerderheid van moslems is nie ekstremiste nie. Maar goed, kom net terug na die kwessie toe van, weet hoekom is dit belangrik? Weet iemand soos Dietrich Bonhoeffer het gesê die kerk doen nie sendingwerk nie, die kerk is 'n sending. Het hy gesê, ja, die kerk is 'n sending en die sending het 'n kerk. So dit is geweldig belangrik in terme van kerk wees. Emil Brunner het gesê, soos wat 'n vuur voortbestaan deur te brand, so bestaan die kerk voort deur sendingwerk. So dit is net, 'n vuur kan nie bestaan sonder brand nie, en die kerk ook nie sonder sendingwerk nie. So dit op sigself is 'n baie belangrike saak. Jy weet, nog 'n belangrike ding is dat jy kan nie die wêreld verstaan as jy nie iets van Islam verstaan. Ek het nou nogal na die dag toe sê ek vir die ouens, hoorie, ek daag julle uit, kyk in die Koran. En ek het ook so half dit gespot daaroor, want jy kan mos sê dit is regtig deesdae Koran nie. Maar jy ouens verstaan wat ek bedoel. Byvoorbeeld, toe ek nou Saterdag het gepraat, toe was die vorige dag op die nuus gewees, uit die Islam wêreld, is dat in Afghanistan het hulle byvoorbeeld gesê, alle boeke wat deur vroue geskryf is in Afghanistan moet van die rakke verwyder word, uit biblioteke verwyder word, moet verbrand word. Selfs boeke wat deur mans geskryf is, wat gaan oor huislike geweld en daai tipe van dinge moet ook verwyder word. Nou, mens kan sê, joh, dit is verskriklik, weet dat dit is hoe dit daar is, maar die punt wat ek wil maak is, die daaglikse nuus, kyk nuus en jy gaan elke dag iets sien. Snaaks genoeg, volgende dag was daar weer 'n ding uit oor Afghanistan, dit gaan toe oor Amerika en Afghanistan wat 'n bekleier aan die gang het oor 'n lugmagbasis van Amerika wat daar is. Nou ek kan nie maak nie vir my sin dat Amerika kan 'n lugmagbasis in Afghanistan hê nie, maar maak nie saak, jy weet, die punt is die nuus. Kyk vandag se nuus. Vandag gaan dit oor die kwessie van in Iran het hulle nou die 45-jarige herdenking van die oorlog tussen Iran en Irak. En die nuus gaan nou daaroor dat die Ayatollah Khomeini het nou vir Israel en Amerika gewaarsku. Hoorie, julle moet nou nie met ons moeilikheid soek nie, ons gaan nou vir julle vasvat. Nou, ek wil net sê die daaglikse nuus gaan oor kom uit die Islam wêreld uit. Maar hier by ons in die Vrystaat, hier by ons in die Vrystaat was daar mos so vir jare nooit Indiërs toegelaat nie, maar die laaste klompie jare is daar nou nie meer 'n dorpie waar jy nie meer het sy Indiërs, Pakistanis of wie ook al iemand van die moslim geloof het. Ja. Nee, dis 'n baie belangrike ding daai en dit is dit is ou nou, ek wil sê waar ek wil dit nou koppel ook aan my rol hier by die Vennote Getuienis, want op nie 'n paar jaar terug het Nico Monster by ons in Noord-Suid gesê, hoorie, maar hulle soek iemand om die saak van islamsending te dryf in die Vrystaat wat ek nou voor aangemeld. Maar dit gaan juist oor hierdie saak wat jy nou noem. Jy kan nie op 'n plattelandse dorpie kom in die Vrystaat sonder om te sien daar's 'n moskee nie. Wat dramaties, nie net anders is nie, dramaties anders is as 20 jaar gelede. Mense, as jy nou almal weet, met die apartheidswetgewing was dit so dat Indiërs mag nie vir langer as 24 uur in die Vrystaat gewees het nie. En nou met die uitbreiding van dat Indiërs dit nou wel kan doen, is dit ook 'n kwessie van elke dorpie het ek omtrent sê 'n nedersetting van moslems, ongeag of van Pakistan kom, van Bangladesh, waar ook al. Dikwels hier Bloemfontein van al daardie Senegal en so weer. Maar ja, so ons sal met daarna kyk. Dit is wat ons nou wil doen ook, nee, is dat ons sê
ons moet nou nie onkant gevang word met hierdie uitbreiding van Islam in die Vrystaat provinsie nie. Baie interessante ding wat Anton vir my noem na die dag, Anton wat ook op die groep nou is dat die Islamic Judicial Council se hoofkantoor was altyd in Kaapstad. En dit so vir dekades. En nou jy skielik verlede week maak hulle toe so 'n kantoor oop in Bloemfontein. Nou dit wil vir ons sê, ja, die ouens bedoel besigheid. Weet hoekom sal nou in Bloemfontein ewe skielik dan ook so 'n kantoor oopmaak. So ja, die plaaslike situasie, jy weet, is regtig iets wat vir ons sê, hoorie, ons moet ernstig kyk na hierdie storie. Dit is nie so net gesê belangrik nie, dit is uiters belangrik. En nie, ons gaan nou nie vanaand kan sê om alles van Islam te sê nie, maar ja. Ons gaan so 'n klompie goeders aanraak. Ons bietjie praat oor Islam. Jy het nou klaar verwys na Islam in die nuus. Ons moet praat oor hulle Sharia wetgewing. Ons moet praat veral oor hulle siening van God, Allah en so meer. En dan engele en jinns. Ja. Ek het nou nog gedink om die boek van my rak af te haal, maar dit het ek vergeet. Die Arabiese nagte, onthou julle die verhaal van die Arabiese nagte wat ons klein tyd gelees het, en ek het klomp jare terug toevallig in 'n boekwinkel op een afgekom het, het ek hom vir my gekoop, en ja, die jinns kom nou daarin voor, en maar nou goed, so Ramadan, ons hoor daarvan en so meer. Ja. So, as ons nou vanaand begin, wat se gesprekke moet ons eintlik met moslems kan voer? Hoe moet ons dit doen? Wie as jy sê ons gaan vanaand so oorsigtelik gesels, ek hoop ons kan volgende jaar in detail oor die goedes gesels. Kyk, wanneer ons met hulle gesels, dan is daar nou, ek wil maar dit kategoriseer in 2 tipes van gesprekke. En die gesprekke is in die eerste plek 'n algemene manier om die evangelie te deel met moslems, maar dan kom ons ook by apologetiese gesprekke. Dit is 'n bietjie van 'n ander knapie daai, maar ons sal bietjie daaroor ook gesels. As deel van om hierdie algemene gesprek te voer, so jy gesê het, is daar bepaalde inligting wat 'n mens moet weet van die moslems byvoorbeeld, eenvoudige goed, weet dat hulle boeke is die Koran, ons wil 'n bietjie praat oor die Koran vanaand hoop ek, en 'n bietjie oor die hadiths en daai tipe dinge, baie interessant en kontroversieel selfs in die moslimwêreld. En maar jy weet, dit is goed dat 'n mens 'n bepaalde kennis het van Islam voordat jy met hulle gaan gesels. Jy moet byvoorbeeld weet, die hoofkarakter is Mohammed. Jy moet weet, hulle geskrif van die hoofsaak is die Koran. Dis in Arabies geskryf, daai tipe van ding. Nou kom ons begin sommer daar. Arabies en so 600 en iets jaar na Christus. Vertel vir ons ietsie daarvan, hoe dit gekom, want op 'n stadium was daar 'n magtige ryk van moslems deur Europa, Midde-Ooste en so meer. Kom ons begin voor. Vertel ons ietsie daarvan. Ja, ek sê die belangrike, as jy net een naam kan sê oor hierdie hele storie, dan sal die woord Mohammed wees. Ek meen, alles het begin en staan en val by Mohammed, wat hulle dan ook sê is hulle grootste profeet. Nou, hy is gebore in 570 na Christus, gesterf 632 na Christus, nadat hy gif of dan 'n voedselvergiftiging ingekry het. Maar weet hy sy pa is dood voor sy geboorte, sy ma is dood toe hy 6 jaar oud was, en hy was 'n analfabeet, en hy het op so 40-jarige ouderdom het hy vir die eerste keer hierdie sogenaamde openbarings gekry van die profeet, die engel Gabriël, en ja, dit was net die moslems wat sê elke profeet het sy wonderwerk, en die wonderwerk van Mohammed is die Koran, want hy is analfabeet. Hy het die hele Koran geskryf en so. Nou, weet, is 'n ou met 'n fenominale invloed. As jy nou dink dat wel
toe hy begin het om hierdie Koran te skryf, het hy geen volgelinge gehad nie. En die tyd wat hy dood is, toe was die hele Arabië onder Islam. Nou, hoe het hy dit reg gekry? Weet, 'n deel daarvan is 'n kwessie van dat die persone wat saam met hom was, het hy dan nou ook militêr gelei, heel wat oorloë gevoer en met geweld baie van die mense oorreed, om het so te stel, om dan maar Islam te word, moslems te word. Party van die ouens het nou bloot aangesluit ter wille van sekuriteit. Want ek meen, in daai woeste wêreld was dit 'n ding van jy kan nou nie op jou eie daar oorleef nie. En daarom het hulle maar gegroepeer en dan nou gesien, maar hoor, hier is 'n nuwe beweging aan die gang en rondom hom gegroepeer. So dit was 'n meer 'n vrywillige aansluiting, maar daar was 'n groot mate was daar alreeds ouens wat maar gedwing is om daarbey aan te sluit. Nou wat nou nogal interessant is dat hy was ook vervolg in die begin. Weet jy, sy getalle nou min was, is hy nou ook vervolg. En wat interessant rondom dit is dat hy sy volgelinge gesê het dat hulle moet gaan wegkruip in Afrika. En waar hulle dan nou gaan wegkruip in Afrika was wat ons deesdae ken as Ethiopië. En dit was die koninkryk van Aksum. Verder wat interessant is, Aksum was 'n Christen, is 'n Christen koninkryk ook gewees, een van die eerste Christenstate in die wêreld. So dis nogal interessant dat die moslems gaan skuilings soek het by die Christene, wat ek dink baie mooi is. Baie mooi storie daarvan nog gehoor oor die naweek, maar kom ek probeer hou by die storie. En ja, dis eintlik hartseer dat baie van die Christene deesdae dan nou juis in die Midde-Ooste en so meer uitgeroei word deur moslems, terwyl ons hierdie mooi stukkie geskiedenis het. Maar weet dit was omtrent 10 jaar na Mohammed se dood, toe is Jerusalem ingeneem deur die moslems en natuurlik daar 'n stuk geskiedenis gekom van die kruistogte wat 'n minder goeie stukkie kerkgeskiedenis is. Maar die hele Noord-Afrika is ingeneem, jy weet, hier teen 711 na Christus wat weet minder as 100 jaar na sy dood is, was Spanje 'n moslemland. Dit is eintlik verstommend. Ek meen 'n land wat eintlik baie bekend is dat dit Rooms-Katoliek is, nee, Christelik is en want daai tyd het die ouens die noordelike dele van Afrika ingeneem, die moslems, en dan nou daar by die straat van Gibraltar oorgegaan, Spanje ingeval, dit was so van 11 na Christus, 721 was die hele Spanje 'n moslemland gewees. So ja, dit het die uitbreiding was fenomenaal gewees, hoe dit plaasgevind het. Vandag is hulle hoofsaaklik beperk tot die Midde-Ooste, maar dit lyk my hier in die noorde van Afrika brei hulle geweldig uit, maar ook selfs hier na ons kant toe. Ja, die suide van Afrika het dit nog redelik, was daar nie soveel uitbreiding oor die algemeen tot nou redelik onlangs. Nou as jy in Afrika aan die ooskus kyk, jy weet, soos jy gesê, die noorde van Afrika, selfs Wes-Afrika, en daar waar Nigerië en Wes-Afrika is, daar kom ek was die kruis en dan nou soos sê, the cross and the crescent, kom daar by mekaar, die stryd tussen Islam en die Christendom. Maar in die ooskus af van Afrika, natuurlik lande soos Ethiopië, Somalië, en dan Tanzanië het nog 'n groot moslim bevolking, omtrent so 1/3 van Tanzanië. En maar nou meer onlangs, soos jy nou heel reg sê, is dat hier in Mosambiek, Valitek provinsie, en die slegte daarvan, dis nie net Islam nie, daai ouens is eintlik van die radikale Islam en dat natuurlik 'n groot probleem skep en op ons voorstoep dan nou meer nog van hierdie probleem skep. Dieselfde ding sien 'n mens in Europa, baie van die immigrante uit Noord-Afrika en uit die Midde-Ooste wat in Europa land in lande soos ons
stamlande, Duitsland en Nederland en verskillende lande in Europa, Frankryk en so aan. Daar's geweldig baie van hulle. Hoe moet mens daaroor dink? Daar's mense wat sê as dit so aangaan, gaan Europa binne 'n paar jaar 'n moslem kontinent Ja. wees. Ja. Is bekommerd wees daaroor? Ek dink ons moet bekommerd wees. En daarmee saam wil ek sê ons moet die uitdaging vat. Dit om bekommerd te wees kan dalk 'n tipe van 'n verlammende effek wees, maar ons moet beslis daarop let. Ek het nou 'n rukkie terug het ek statistiek gesien van in Engeland hoeveel van die groot stede se burgemeesters is moslems. Ja. En die ding is vir hoe die moslems hulle dinge doen in 'n vreemde plek waar hulle dikwels die minderheid is dat hulle kom bly in een kol. Hulle bly daar saam, hulle begin naderhand regte opeis om te sê maar ons eis hierdie en daardie reg op want ons is nou 'n klomp in hierdie omgewing. En baie keer is dit 'n ding van ek wil sê apatie wat die moeilikheid veroorsaak. Mense sê ag man, wie wil nou daai werk doen? Wie wil nou op die stadsraad dien? Wie wil nou die burgemeester wees? En die moslems sê wel, ons wil dit graag doen. So die apatie van ouens is dat is dit baie keer is dit eintlik die doodsteek van die hele saak dat ouens sit agteroor en moslems sê hoorie, ons sal baie graag oorvat hierso. So alhoewel wat jy nou reg gesê het van is dat uit Afrika is daar nou immigrante en dit raak nou soos jy nuus gesien het Frankryk, Spanje, Griekeland en Duitsland is soos 'n bietjie verder op die lys, maar natuurlik het hulle nou heelwat moslems ook gekry. Maar die ander is kry van die moslems 'n aanleiding van die feit dat hulle met bootjies oor die see gaan daarheen. En dit is vir die ouens is dit nog 'n nagmerrie. Ek sien party van die lande het 'n ding van een in en een uit. Dit is een dag inkom en stuur hulle aan een terug. Nou dit is nie, ek wil sê in die eerste plek soos hulle sê expansionisme van Islam nie. Dis in die eerste plek bloot mense waar hulle bly kry hulle swaar. Hulle oorleef nie. En hulle sê hoorie ons moet 'n ander plek gaan soek. En die ander plek is nou tussen aanstekens toevallig Europa wat organiseer is en hulle is toevallig moslems. So dis nie wil ek sê doelbewuste expansionisme om te sê ons gaan Europa inneem met ons getal en baie van hierdie is 'n blote ekonomiese probleem wat ouens het en hulle leef onder die broodlyn en bo die broodlyn is Europa. Jy weet so dit is wat uiteindelik dan lei tot die groot getalle wat daarheen gaan. Goed, as ons nou praat oor 'n gesprek met die moslems, jy gebruik die term ons het 'n bepaalde agtergrondmusiek nodig. Ja, praat 'n bietjie daaroor. Ek dink die belangrike ding is dit gaan oor respek. Ek weet ons moet pas op vir islamofobie. Dit is belangrik natuurlik dat ons die gevare en die tipe van dinge wat gebeur moet ons raak sien, jy weet en dis hoekom ons moet ons moue oprol. En dit is wat eintlik my hele pleidooi is. Rol julle moue op. Ons moet die evangelie neem aan moslems. Maar dit moet nooit 'n vorm van islamofobie of iets van daai aard wees nie. So die gesprekke moet altyd wees teen die agtergrond van respek. Nou as jy byvoorbeeld kom by 'n moskee, 'n baie basiese ding, jy gaan nie daar toegelaat word as jy nie jou skoene uittrek. En as jy jou skoene uittrek, het niks te doen met die feit dat jy enige gesag aanvaar van hulle God of enigiets nie. Dit gaan uiteindelik oor jy is daar as 'n gas en jy gedra jou as 'n gas en jy val in by hulle manier van dinge doen. So respek is geweldig belangrik. Ook dan wanneer jy met hulle in gesprek tree. Ek onthou dekades terug toe ek nou begin het en in die 1980s was dit nog soos van praat in die ou Suid-Afrika en mense was baie sensitief gewees vir nie in die eerste plek net eers van Christen, Moslem of Christen, Hindu. Dit gaan oor veld en ras grense heen en
Ou moes baie daarop let, moenie iets sê wat dit net eers laat lyk asof jy afpraat op iemand nie. Wees baie attent daarop dat jy met respek omgaan met mense. Weet iets van hulle gebruike sodat jy nie iets doen wat hulle afronteer nie. So, as ek een woord kan sê wat dit betref, voer die gesprekke met respek teenoor ander. Dit is tog in elk geval 'n Christelike deug om respek te hê vir mense en so ja, ek dink dis iets wat ons baie duidelik moet onthou. Dis in elk geval 'n goeie beginsel, ja. Maar net goed, tussen hakies, die moslems is ook 'n sendende godsdienst, né? Dis vir hulle ook, hulle doen ook moeite daarmee. Ja. Kyk, hulle doen dit dawa. En wat interessant is dat dawa is verpligtend vir elke moslim. Vir ons is dit ding van ons is geroep om dit te doen en ons doen dit uit dankbaarheid vir die Here en natuurlik is dit wat ons almal by betrokke behoort te wees. Maar vir die moslems is dit 'n ding van jy is verplig om dit te doen. Elke moslim. Jy moet selfs van jou verlof moet jy gebruik om dawa te doen. Nou, baie interessant, ons is nou môre is nou openbare vakansiedag. En dis die ideale dag wat moslems nou gebruik om sendingwerk dawa dan nou te doen. Byvoorbeeld, ek kry van hulle 'n boodskap, ek is op een van hulle groepe, dat ek inligting van hulle kry, hulle weet nie altyd, hulle stuur vir my die inligting nie, maar nietemin, dat môre het hulle nog verklaar as National Open Mosque Day. Openbare vakansiedag, die moskees is oop, hulle nooi gaste so toe, en trouwens ook by die belofte van hulle sal vir jou kos gee as jy so toe gaan en so meer. Vat nou byvoorbeeld, weet so, mens verloor tyd met die tyd. Ons trek nou al in September, miskien in Januarie vanjaar, ek kan nie onthou nie, was dit 'n groep van ons gegaan daar na een van ek was by Pretty Gardens of een van so daar was so 'n tipe van 'n noem dit maar 'n vlooimark en daar so het 'n klomp moslems gekom en hulle het kos verkoop die dag. Ek meen, en nou ja, enige wat daar kom, jy hou van 'n samosa, gaan koop 'n samosa, of wat 'n kos daar ook al maar wees. Maar die interessante is, as jy nou gekoop het met jou kaart en daar kom nou van die bank af 'n boodskap terug om nou te sê, goed, jy het nou vir R R gekoop, dan staan daar, jy het bygedra tot dawa. So, dis tipies, ek sê 'n vakansiedag, jy kan na hulle toe gaan en jy gaan by hulle goed koop en dan staan daar jy het bygedra vir dawa. So dis 'n baie belangrike deel van hulle werk, soos ek sê, net 'n interessante ding, net ook praat van ons soos sê, ons doen sendingwerk, bekering van heidene is belangrik. Nou, moslems sê nie mense word bekeer tot moslems nie. Hulle glo elke mens word gebore as 'n moslim. En jy keer terug na Islam. So jy was eintlik van geboorte af 'n moslim en as jy dan nou by Islam dan aansluit, dan het jy teruggekeer daarna. Net terwyl ons, ekskuus Leon. Nee, ek sê dis baie interessant. Ja. Nee, jy weet, iets waar hulle baie op fokus. Plekke waar hulle baie op fokus is universiteitskampusse. Party plekke selfs hoërskole, hulle lyk my bietjie versigtig daar, ek dink die onderwyswet is dalk bietjie streng op daai tipe van dinge. Maar die kampusse en van universiteite, hulle is daar is hulle wild en wakker en ons in Bloemfontein wat nou ook hierso dan nou in 'n stad is waar daar universiteite is, moet daarvan kennis neem. Ek is baie dankbaar dat nou onlangs het die predikante studentegemeente vir my gesê, hoorie, daar is 'n groot behoefte onder die studente van sy gemeente om toegerus te word. Hom ook genooi een keer, maar om sendingwerk te doen onder moslems. So ek is daar's 'n mooi stukkie lig wat daar skyn. Ja. Weet interessant hierdie, dis 'n dawa box wat ek tyd terug gekry het en binne-in is jy nou 'n Koran Afrikaanse vertaling
Ehm en dan pamflette soos wat ons ook nou maar pamflette sou uitdeel, een wat vir jou sê wat die basiese beginsels van van Islam is. Daar's Ja, hulle wat sê ek verstaan Islam, die moslimse gebed en so meer. So ja, soos wat ons sendingwerk doen, ek het my doen hulle presies dieselfde. Ehm ja. nou goed, Ja, hulle is baie aktief daarmee. kom ons praat ons het nou 'n bietjie gespreek oor die ontstaan en 'n paar datums en persone en plekke en so aan. Kom ons praat oor die geskrifte. Ons het nou die Koran hierso. Hierdie een is nou mooi Ja, in Afrikaans. Ek het ook 'n Engelse ene. ja. Ek sien nou Anton het ook ene. Hierdie is the Illustrious Quran English translation van Mecca Book Publishing in India. Praat met ons daaroor. Ja, wat van in kort sê oor die Koran, is in Arabies geskryf. Dit het 114 hoofstukke, surah, soos hulle sê. En dit is rowweg rangskik in lengte, jy weet, van die langste na die kortste, behalwe vir die eerste hoofstuk. En elke hoofstuk, behalwe een, begin met die woorde Bismillah, in die naam van Allah. Elke hoofstuk van die Koran begin daarmee. En ja, die van julle wat ondersteuners van Queen se musiek is, soos ek, sal dalk onthou die liedjie van Queen, wat hulle ook mens die woorde gesing het van Bismillah. En so ja, dit is 'n Arabiese woord, wat beteken die naam van Allah. Allah is 'n generiese naam vir God. Ek kan dalk nou 'n bietjie daaroor iets sê. Net iets oor die Koran, ja, die soos jy gewys na die Afrikaanse vertaling van die Koran. En dit is hoe die moslems daarna sal verwys, dis nie die Koran nie. Dit is die Afrikaanse vertaling van die Koran. So net die Arabies is die Koran. Ek het nou baie moderne Engelse, ek wil net iets daaroor ook sê, want ons kon dalk praat oor die hadith. Ek dink so 'n moderne Engelse vertaling wat baie maklik lees en gekry by 'n akademikus van Oxford. En maar as ek sê, hulle is vertalings, hulle sê ook baie pertinent vertaling. Die Arabies is die Koran en ander is dan 'n vertalings daarvan. Interessante ding net ook is dit, en dit kom 'n bietjie meer op die gesprekke van wanneer mense praat oor die apologetiese gesprekke en waarvoor mense 'n bietjie opleiding nodig het. So ek doen dit maar net vlugtig. Is dat hulle sal vir jou sê, man, die Bybel, daar is nie 'n oorspronklike Bybel nie, want daar is soveel, dis maar King James version is die Bybel en die 83 vertaling is die Bybel. So daar's nie 'n oorspronklike Bybel nie, maar daar's 'n oorspronklike Koran. Nou, dis eenvoudig nie waar nie. En dit is meer iets wat jy op patent moet wees wanneer jy met hulle gesprek val, as dit meer vorderde gesprekke is. Want daar is onder die moslems van die begin af. Wel, kyk, om die waarheid te sê, daar was 'n hele klomp Korans in omloop en toe Uthman, wat daai die leier was van die moslems, al die Korans bymekaar gekry en toe geleerde wat aangestel en sê, okay, kyk, watter Koran is die beste en die res verbrand. So, ek meen, die vraag is nou, wie sê dit is oorspronklik? Almal is verbrand behalwe een. Nou, meer as dit, daar's Korans wat van daai tyd is daar verse wat, wel, goeie Afrikaanse woord, missing is. Daar's net verse waar daar nie voor rekenskap gegee kan word. Daar is in daai tyd byvoorbeeld gesê dat daar is 'n paar ouens wat die Koran kon resiteer beter as enigiemand anders, wat meelopers was van Mohammed, wat saam met hom geleef het. En Mohammed het gesê, as ek die dag nie meer daar is nie, vra vir hierdie manne, wat het ek gesê? En toe uiteindelik kom by die punt, by die saamstelling van die Koran, het hulle ons nie gevra nie. Daar's ander tekste wat, en as een klassieke teks, wel twee van hulle, en wat ironies genoeg nogal amper dieselfde uiteinde gehad het,
een baie vreemde teks wat gaan het oor vrouens wat volwasse mans moet borsvoed. En toe het 'n bok gekom en het die teks opgevreet. Ander gaan oor die name van Allah en Allah het 99 name. Ons kan dalk nou daaroor gesels. En eintlik is die storie, ek wil maar eerder sê die legende, daar's 100 name. En net Mohammed het geweet wat is die 100ste naam. Die moslems weet daar's 99 name. En toe het hulle nou Aisha sy vrou opgesteek om nou vir Mohammed te vra, maar hoorie, wat is die 100ste naam? Ons wil ook weet. En sy het toe blykbaar die naam het hom uitgekry en die naam te neergeskryf en na kussing weggesteek wat 'n strooi kussing was. En toe het 'n kameel gekom en die kussing opgevreet. Nou so dit is nou net om te sê, weet, hulle maak afspraak daarop dat daar net een Koran was nog al die tyd. Daar is 'n oorspronklike Koran. Dis nie so nie. Jy weet, daar's ouens en jy kan van die name maar neerskuif en gaan Google. Soos Jay Smith, so ou wat regtig baie navorsing doen oor Islam. Ou soos David Wood, skryf maar die name neer as jy 'n kans kry. Gaan lees die ouens se goeders. Daar's daar Sam Shamoun, hy is ook maar soos David Wood sal vir jou sê byvoorbeeld, daar's 29 verskillende Korans. Nou ek het nou 'n navorsing gedoen oor die goed. Ek kon kom by 10 verskillende. So ek dink party van hulle wat sê daar's baie meer Korans as die oorspronklike. Party van hulle oordryf dalk 'n bietjie. So ek sê, maar ek kan rekenskap gee van 10 verskillendes wat daar is, jy weet, en dit is 'n tipe van inligting as ons kom by die apologetiese gesprekke, want dit is wat ons hooplik nou volgende jaar bietjie weer in detail oor sal gesels. Weet hierdie goed, want as jy in 'n gesprek tree met hulle en hulle sê vir jou dit en dit, hoe weet jy? En daarom is dit so belangrik om toegerus te wees vir hierdie tipe van gesprek. Nou moet 'n mens die Koran ken om met 'n moslim in gesprek te kan tree? Wie ek dink dis goed om 'n paar verhale te ken uit die Koran. En 'n paar tekste. En ek dink ek moet op 'n stadium daai tekste gaan lys en uitgee dat ouens wat gesprek wil voer met moslims daai tekste het. Wat gaan oor byvoorbeeld daar's tekste wat byvoorbeeld sê in die Koran, Christene moet hulle hou by die Bybel. Dit vir die Koran sê dit nogal, weet, hou julle vir die Bybel. Julle moet julle sake oordeel na aanleiding van die Bybel. Maar byvoorbeeld die storie wat ek nou onlangs gehad het, ek daar by Durban en myself half die rede val soos ek by gewoonte is ek vat altyd by belydensklas vat ek Durban toe en daar's vir ouens wat nou op die groep is op die oomblik, ouens soos Dirk de Gol wat sal gegaan het en sendinggesprek gevoer het met moslems. Maar nietemin wat ek wil sê is ek stap toe daar langs die see, hier loop 'n moslim oomie en ek sluit by aan en ek sê hoorie wat praat met hom oor sy geloof, vra of ek met hom gesels oor sy geloof. En hierdie is 'n ding van respek, hoflikheid. Jy vra vir iemand, weet jy storm net hom af en sê hy oom, hoor hierso nie. Maar nietemin, selfs toe ek vra vir hom praat 'n bietjie met my oor jou geloof. Ek sê toe nee, dat hulle het nou binnekort het hulle nou die fees wat hulle nou eintlik herdenk die saak dat toe Abraham sy seun Ismael moes gaan offer. En wat baie ooreenstem met die hele storie van Abraham wat vir Isak gaan offer. Natuurlik glo jy ons nou dat Isak is is nie die beloofde kind nie, maar dit Ismael is. En min daar's 'n fees gekoppel aan hierdie saak wat hulle noem Eid al-Adha. En nou vertel ons my die storie van een van die dae het hulle Eid al-Adha en dit gaan nou oor Abraham wat sy seun gaan offer het en hoe 'n engel gekom het en vir Isak vir Ismael gered het. En dit sê ek vir hom, man, wie ons het nou volg hier Vrydag wat nou kom, is Goeie Vrydag. En daai storie in ons Bybel gaan eintlik oor Abraham wat vir Isak gaan offer het en hoe
die ram in sy plek gesterf het, en die storie van Goeie Vrydag gaan daaroor Christus wat in ons plek gesterf het. Maar omdat ek die storie geken het van Eid al-Adha, kon ek from die storie die evangelie deel rondom Goeie Vrydag. En hy was eintlik nogal heel verbaas geweest. Hy het nie verstaan geweet daar is hierdie ooreenkomste tussen die Bybel en die Koranse stories nie, wat ek vir hom toe nog gesê het, maar hoorie nee. Dis eintlik die oorspronklike storie, want dit is baie ouer as die Koran. Daarmee saam, ek dink aan 'n storie soos Jona. Daai storie van Jona is ook in die Koran. Nou net baie korter weergawe daarvan, maar in kort dieselfde ding van Jona was ongehoorsaam, vis wat hom ingestik het en so weer. En ek het nou met 'n ander moslim die verhaal kon deel van sê maar hoorie die hele storie van Jona loop so. En die belangrikheid eintlik is dat Jesus verwys terug na Jona, want hulle sê as ek 'n teken, dan sê ek sal vir jou 'n teken van Jona gee, wat vir 3 dae en 3 nagte in die vis was, oorgeset synde Christus, 3 dae in die graf en opgestaan het uit die dood. Maar dan weet 'n koppel aan die evangelie. As jy bepaalde verhale ken uit die Koran uit, so jy hoef nie die Koran te lees, dis nou vir my van akademiese waar om dit wel te doen, maar daar's verhale, as jy verhale ken. Ekskuus, ek praat dus so aan mekaar, maar ek dink nou nog 'n storie. Kom by moskee, die groot moskee daar in Durban, wat die grootste moskee in die suidelike halfrond is. Nou moet ek sê, daar is ook 'n stryery daaroor, want party sê nee, die nuwe ene daar in Midrand is te groter. Party sê nee man, dit gaan oor vierkante meter, die ander sê nee, dit gaan oor hoeveel bidplekke is daar. En nou ja, goed, ek gaan nie eintlik om nie. Maar by die moskee is daar 'n Maulana. Maulana is 'n Islam teoloog. Kyk, 'n imam is 'n priester. 'n Maulana is ook 'n imam, maar imam is nie noodwendig 'n Maulana nie. So hy's 'n geleerde ou. En jong, hierdie ouens, nee, is regtig skerp. Ek moet vir jou sê, hy praat toe nogal met my oor die konsilie van Chalcedon, 451 na Christus, baie verbaas dat hy toe nou daarvan kennis het, maar hierdie ouens is goed opgelei, hoor, hulle en hulle praat nie net Christene nie, met ander ouens ook, maar nietemin, en so toe praat hy met my oor die hele saak van die twee nature van Christus, wat hulle natuurlik glad nie erken nie, nee. Maar, om 'n lang storie kort te maak, is dat een van die dinge wat hy toen sê, nee man, weet, God kan nie 'n mens word nie, want dan word hy deel van die skepping, dan is hy basies 'n skepsel, weet, en dan kan hy nie God wees nie, so God kan nie deel wees van sy skepping nie. So 'n ander interessante ding, weet hoe Allah het baie ver af betrokkenheid by sy skepping, maar nietemin, toe vertel ek hom 'n storie, omdat ek nou nog 'n storie, veral my, weet, moet ons die Koran lees, nou ken ek die storie uit die Koran uit, en ek sê toe vir hom, julle in die Koran het ook mos die storie van Moses wat by die brandende bos was, soos wat ons as Christene het natuurlik in Exodus 3 het, nee? En ja, sê hy vir my, ek sê vir hom, nou die storie gaan oor, iemand is buite die vuur, iemand is binne die vuur. Wie was buite die vuur? Nee, Moses was buite die vuur. Wie is binne die vuur? Allah is binne die vuur. Hy sê nou presies, daar het jy dit. Die vuur is tog deel van die skepping. Dis deel van, daar is 'n bepaalde plek, waar hierdie vuur dan nou brand, en binne in die vuur is Allah, so hy is dan 'n deel van sy skepping. En wat dit dan nou 'n weg oopmaak om te praat oor, maar Jesus Christus is God wat mens geword het, en deel geword het van sy skepping. En soos wat ons dan nou ook sê, nee, dat hy het gebly wie hy was, toe hy geword het wat hy nie is nie. Nee, dan sê hy het God gebly, toe hy mens geword het. So,
dis tog belangrik dat daar 'n paar verhale is. Ek dink aan die skepingsverhaal. Maar goed, Leon, ek gaan nou baie stories. Maar jy praat oor van mooi stories in die Koran, maar daar's ook kontroversiële goeters in die Koran. Ja, waarvan mens moet kennis neem. Weet baie van die kontroversiële goeters kry mens selfs meer nog in die hadits. Wat is die hadits? Wat's dit? Die hadits is kyk, hulle praat van die Koran en dan nou die Sunnah en die hadits. So die Sunnah is basies die lewe van Mohammed, sy lewe en werke en so weer. Maar die hadits is eintlik die opskrifstel daarvan. En mense sou dan nou lank na sy dood selfs gesê het, maar goed. Dit is wat ek het Mohammed hoor sê, so dit en dit en dit en dit, en dan is dit nou opgeteken. En nou baie van die goeters is opgeteken sommer 200 jaar na Mohammed se dood. Nou sê maar, is onmoontlik. Ek meen, waar kon jy nou gehoor het Mohammed dit die storie vertel as jy nou nie by was nie? Maar ek gaan nou vir jou paar dinge sê uit hierdie Koran. Maar kom ek vertel jy 'n paar want dis 'n klomp dinge wat nie in die Koran staan nie, maar in die hadits. En in die feit is dit 'n kwessie van die stert swaai die hond. Want hulle sal moslims sê nee, die Koran, ons staan met die Koran. Maar baie van hulle dag tot dag lewe word eintlik beheer deur die hadits. Ek gaan nou 'n bietjie 'n paar voorbeelde daarvan noem, maar praat van kontroversieel. In die hadits word daar geskryf en goed wat ek sê, het natuurlik al die bronne van, so die wat die bronne wil hê is welkom. Maar ek praat sommer nou sonder om bronverwysings te gee. Mohammed het 9 vrouens gehad en 2 byvrouens. En dan het hy, sê een van die hadits, elke nag het hy geslaap by al 11 sy vroue en het hy geslagtelik met al 11 van hulle verkeer. Nou as die tyd aangegaan het, nou word die hadit aangepas. Wel, die oorspronklike hadit is nog steeds daar, maar er word 'n hadit bygevoeg wat sê, nee, dit het net een keer gebeur. Dat hy met al 11 vrouens geslagtelik verkeer het op een nag en die ander aande het anders gewerk. Dit ons self is al klare kontroversiële storie. Maar die storie het nou boonop 'n ander konnotasie van wat geskryf is in 'n ander deel van die hadith. En dit is dat Mohammed sou op keer in die woestyn ingegaan het en een van die ouens wat saam met hom was, Abdullah Mas'ud, het dit opgeskryf en te sê nie, hy het gekom op 'n sekere plek in die woestyn en Mohammed het toe 'n streep in die grond getrek en gesê, jy moet hierdie kant van die streep bly, want as jy die ander kant gaan, kan jy daar doodgaan. Toe gaan hy soontoe en om dit nou in kort te stel, want ek wil hom nou nie in detail, mens kan detail praat onder mense in 'n kleiner groepie is Mohammed basies verkrag deur 'n paar mans wat nou gesê het, mense van El-Zoet. El-Zoet, die ouer het opgeskryf het sê, het was groot mans, kaal en sterk, met donker velle, en maar die verdere beskrywing van El-Zoet sê, dis ouens wat van Indië gekom het, of Pakistan, soos dit vandag ken. Maar Mohammed is nou deur die mans verkrag basies, maar die verkrachting wat hy ondergaan het hierdie voordeel gehad, dat hy nou uiteindelik by 11 vroue op 'n nag kon slaap. Nou, ek meen, weet wat ek sê, ek het nie eens die ander goeders noem nie, maar ek wil net, as ons praat van kontroversiële goeders, die detail los ek uit. Jy kan nou dink, wat so kontroversie is dit nou? Ou sê, nee man, maar dit maak ons nou nie sin nie. Wat, kom ons sien so iets, nee. Maar goed. Kom ons praat oor God, Allah, hulle gebruik die woord Allah, is dit dieselfde as ons drie enige God wat ons in die Bybel kry, omdat dit terugverwys na die Abrahamitiese godsdiens? Praat met ons daaroor, want dit is 'n baie algemene vraag wat mense het.
aanbid ons dieselfde God? Is dit nou maar net die Arabiese naam vir dit wat ons God of vir die een wat ons God noem of hoe? Hoe moet ons daaroor dink? Ja, die interessante is dat die naam Allah het al bestaan nog voor Islam op die prentjie op die horison gekom het. So moslems sal sê dat die woord Allah is 'n woord wat aan Mohammed geopenbaar is, dat hulle God daar by daardie naam moes aanbid. Maar dit is eenvoudig nie so nie. Dit is al 'n naam wat kom van voor Islamitiese tyd af. So dis eintlik was 'n animistiese god, 'n animistiese godsdiens wat mense gehad het in plekke soos Mekka. En toe al het hulle die naam al Allah gehad en vir die God wat hulle aanbid het. En byvoorbeeld Mohammed se pa se naam was Abdullah, wat eintlik beteken die Allah is deel van die naam, wat beteken hy is die dienaar van Allah. So die naam Allah kom al van voor Mohammed daar die openbarings dan hy so gekry het. So dit is eintlik soos jy sê baie ou naam wat al gebruik is deur die plaaslike bevolking nog voordat Mohammed op die toneel verskyn het. Maar interessant is dat dit is 'n woord wat jy net in die enkelvoud kry, wat eintlik dan natuurlik wys op hulle baie streng monoteïstiese inslag rondom dat God is net een en so daar's wel geen ruimte om te kan dink daaraan dat God byvoorbeeld 'n seun kan hê. Daar is heel wat verwarring rondom dit. Daar een van die hoofstukke in die Koran sê byvoorbeeld Allah kan nie 'n seun hê nie, want hy sal maar gedurig in stryd wees met sy seun. En hulle hele siening van die drie eenheid is baie die mekaar. Byvoorbeeld hulle dink ons siening van die drie eenheid is dat dis is God die Vader en dan Maria en hulle het 'n seun gehad, Jesus. So dis die Vader, Maria en Jesus, dis die drie eenheid, die meeste van hulle se koppe. So weet as jy met hulle gesels oor die drie eenheid, is dat hulle totaal verkeerde idee van wat ons in gedagte het rondom die drie eenheid. Maar bloot grammatikaal wil ek sê is dit al totale verskil as jy vat Elohim wat eintlik in die meervoud is. Baie interessant, nee, Genesis 1 wat sê in die begin het God die hemel en die aarde geskape, waar jy dit kry dat Elohim is in die meervoud, maar die werkwoord is in die enkelvoud. Wat ook iets sê van die drie eenheid. Maar in Islam is daar genaamd geen konnotasie, ek weet aan so iets nie. Hulle het laat geen ruimte daarvoor dat dit is trouens vir hulle lasterlik om net te insinueer dat Jesus is God of dat Allah sou 'n seun hê. En so die hele prentjie van die God wat hulle aanbid is totaal anders as die God wat ons aanbid. Wat nou kan ons sê vat iets oor die kwessie van teenwoordigheid. Engele speel 'n baie belangrike rol in Islam. Dit spreek al seker van self, net die feit dat die boodskap deur Gabriël oorgedra is aan Mohammed dan nou. Maar as jy kyk na die artikels van hulle geloof, daar's 'n verskil tussen die artikels en die 5 pilare van hulle geloof. Ek kan dalk net iets daaroor sê. Maar kom ek net vir as jy kyk na die artikels van die geloof, daar's 6 artikels. Die eerste artikel sê jy moet glo in Allah en in sy engele. Sy engele en sy jinns. Nou dit is sommer in dieselfde asem. So die engele is geweldig belangrik omdat Allah is nie in dieselfde sin teenwoordig by sy skepping soos in die Christelike geloof.
Hy is nie alomteenwoordig, soos in ons sin daarvan nie. So die engele verteenwoordig hom in baie opsigte. Dit is baie keer die manier van God se teenwoordigheid in hulle sin, in Allah se sin is dat engel verteenwoordig hom om teenwoordig te wees. Die prentjie ook van Allah is een wat glad nie empatie het met mense nie. So word hy geteken in die Koran. Wat natuurlik as jy nou dink aan die verhaal van die barmhartige Samaritaan en die Here Jesus vertel die verhaal daarvan die hele kwessie van wie is my naaste en uiteindelik sê hulle ja maar wie die hele vraag neem maar wie is hy my naaste? Hy vertel die verhaal van die barmhartige Samaritaan en dan gaan dit uiteindelik die punt wat daar gemaak word is dat hy het die man wat swaar gekry het innig jammer gekry. Ja, goed, dis die kernpunt van die evangelie daai. Compassion. En Allah word in die Koran geteken, jy's as een wat nie compassion het. So, die prentjie tussen ons God en wat ons aanbid, die drie-enige God, boonbehalwe in elk geval wat drie-enig is, die karaktereienskappe is dramaties verskillend. Ja, tussen die twee. En dan is dit tog interessant, ek kyk nou hier in die voorwoord van hierdie Afrikaanse vertaling, sê in the name of Allah, the compassionate, the merciful. Ja. Dit baie belangrik. nie. Ja, dit is nogal baie belangrik wat mense moet oplet as jy met mense van ander godsdienste praat. Ek het nogal so, as ek nou tempels of moskeeë of so besoek met sommer my belydensklas, dan vra ek vir hulle bepaalde vrae wat ek natuurlik nou plant en ek vra vir hulle vertel vir my wat verstaan julle onder genade? Dan gebruik jy woord genade. En ek het nou byvoorbeeld vir die imam gevra eendag, ek vertel my wat is genade? Nee, sê vir my dit is een van Allah se name. Ek sê nou goed, behalwe sy naam is sê dit iets van hom? Nee, dit is maar een van sy name. Weet so, dit as woorde wat hulle gebruik wat nie bepaal, wat nie inhoud het nie, of ten minste waarvan die inhoud totaal verskil van ons. Heel wat anders, ja, interessant. Interessant, jy het nou verwys na die teks wat sê, Allah het nie 'n seun nie. Ek onthou toe ons in Bethlehem was, toe ons Israel besoek het, daar, soos jy opstap na een van die kerke, is daar op 'n muur baie groot geskryf, julle Christene let op dat God nie 'n seun het nie, en dan die verwysing na die Koran en so meer. Ja. By ons in die Christelike godsdienst het ons verskillende groeperinge. Ons het nou die Katolieke Kerk, ons Katolieke Kerk, ons het die gereformeerdes, ons het charismatiese kerke en so. Is daar onder hulle ook so iets? Ja, en ek dink daaroor kan ons ook lekker gesels by die volgende rond, maar kom ek sê net vinnig, jy weet, hulle het hoofsaaklik twee groeperinge, ek wil sê 3, maar kom ons hou net eers by 2. Die grootste groep is die Soenies. Dit is seker omtrent 84% van moslems is Soenies. Die ander is die Shia's of Shiite, wat nou heel wat minder is. Nou die skeiding tussen hulle het gekom direk na Mohammed se dood. Want party het geglo dat hulle moet familielid van Mohammed moet hom opvolg. Dit moet in die bloedlyn wees. En ander het gesê nee, dit hoef nie 'n familielid te wees nie, dit moet eerder een van sy vertrouelinge wees. En die ouens wat gesê die vertrouelinge, dit was die meeste, dis die Soenies wat ons vandag het, wat die meerderheid is, maar die kleine groep, die Shia's of die Shiite, hulle is hoofsaaklik gekonsentreer in Iran, wel is die hele wêreld vol, maar ek wil sê waar jy veral kry is Iran, en so dit is die twee groot groepe, hulle het ook teologiese verskille, as ek sê, ons kan 'n bietjie volgende keer daaroor 'n bietjie meer in diepte gesels, maar jy kry ook, dit praat van die Soefies.
Nou die Soefies is nie heeltemal, ek wil sê, hulle kom in albei groepe voor. Hulle is, meer van hulle is in die, ook by die Soenies, Soenies in afval die meeste, groot persentasie gewys die meeste, maar die Soefies is, ouens wat meer ingaan op die mystieke. Hulle is baie van die, ek wil sê die wyse manne kom uit hulle, ouens wat meer gaan dink oor die lewe, praat oor die lewe. Hulle doen ook goed wat, ek wil natuurlik vir ons vreemd lyk. Dalk het julle ouens al van die video's gesien, ouens staan op hulle tone en draai in die rond, en is nie balletdansers nie. Nou hulle aan draai, jy weet, vir wat? Jy weet, dit lyk vir ons nou bitterlik vreemd. Maar, dit is interessant, dat in Durban is daar, ja, is 'n hele paar Soefie moskees in Suid-Afrika, maar ek wou nogal daarvan om na een van hulle gaan na in Durban, en dit is eintlik oorspronklike Soefie wat daar was, wat daar oorlede is, begrawe is, hy en sy ma is daar begrawe, pragtige gebou wat waarin hulle begrawe word, maar begrawe is, maar interessant as jy nou so toe gaan en jy kry die imam daar en jy praat met hom oor Islam. Nou as jy, dat ek net eers so sê, as jy by van die ander moskees kom, jy sê praat bietjie met my of met ons, ek het nou 'n groep saamgebring, praat met my oor Islam, jy dink dat jy praat met my oor julle gewoontes en so meer, en by die ander moskees doen hulle dit. Maar by die Soefies doen hulle nie dit nie. Hulle, as jy daar kom, dan praat hulle met jou oor 'n les van die lewe. Weet, ek kan natuurlik met jou oor goed op praat, maar hy trek weg en dan vertel hy jou, hierdie is nou 'n les wat ek geleer het, en ek het nou geleer, dit is meer soos die wyse manne. Interessante ding is dat byvoorbeeld daai Soefie Zagreb moskee, ou wat daar 'n draai gemaak het, is Gandhi. Nou almal weet Gandhi was hier in Suid-Afrika, hy was in die tronk gewees hier by geleentheid, en toe is hy terug Indië toe, maar voordat hy terug is Indië toe, het hy vir 'n tyd by die Soefie 'n tyd spandeer. Ek is nie seker hoe lank hy daar by hom gebly het nie. Maar so, en natuurlik Gandhi was Hindoe, né? Maar toe sê die Soefie vir hom, jy gaan geen impak maak op die mense. Jy is hier so, jy's 'n prokureur. Kyk, jy lyk netjies met 'n pak klere aan en so meer. Jy sal moet daai jurkie wat ons in die kierie wat ons vir Gandhi van mee eien. Dit is eintlik die werk van die Soefie gewees. So ouens kan dit gaan nagaan en jy sal hom daar kry. So sy was van Gandhi se persoonlike besittings is nog ook by die moskee. Daar van die Soefies, en dis so in die noorde van Durban, en ek wil regtig aanbeveel as julle op 'n stadium Durban te gaan of 'n moskee wil gaan besoek, is nogal die moeite werd om net daar te gaan kyk. Nou ja, dis interessant. Ek wil lees 'n ander ding. Ja. Ekskuus die. Jy gaan Die ander ding is dit dat die ander godsdienste ook ontstaan uit Islam uit, né? Ek wil nou nie daaroor baie praat nie. Ons kan 'n volgende keer ook daaroor bietjie gesels, soos die Sikhs. Ouens wat so mengelmoes is tussen Islam en Hindoeïsme, met kort te stel, die Baha'i geloof byvoorbeeld. So daar's 'n paar ander godsdienste wat bona fide godsdienste is, of so te stel, maar hulle wortels kom oorspronklik vanuit Islam uit. Nou ja, ons gaan nog oor hulle gesels, maar ek wil graag hê jy moet vir ons so ietsie sê oor die Sharia wetgewing, want dit lyk vir my, dis as hulle 'n meerderheid in 'n omgewing is, dan begin hulle Sharia wette toepas, en dan moet die ander maar inval daarbey, of jy nou 'n moslim is of nie. Ietsie daarvan? Ja, wie Sharia beteken eintlik die pad na 'n waterput. Dis eintlik wat dit letterlik beteken. So die konnotasie daarin oorspronklik is eintlik positief in terme van dit is veronderstel om opbouend te wees en so meer. Maar dit is baie van die wette wat jy daar kry is nie gegrond op die Koran nie. Dit is gegrond op die hadiths. Nou deel van die probleem daarvan is dat die ouens het nie 'n standaard
sê penologie nie, en is strafkunde nie. So jy kan by een plek in 'n hof kom, wat nou maar natuurlijk nie hof is soos ons hof ken nie. Jy verskyn daarvoor die persoon wat verantwoordelik is vir die handhawing van reg en geregtigheid in die omgewing. En vir dieselfde oortreding kan jy by die een plek, kan jy sê, hoorie man, ons kap vir jou 3 vingers af, en dan sê nee, ons kap jou kop af. Jy weet, daar's nie 'n standaard in terme van die straf wat jy ons uitdeel nie. So dis deel van die probleem. Maar 'n groot moeilikheid is, juist wat ek nou sê het, is dat die wette wat ons daar stel, en waarop Sharia dan gemik is vir die moslems ook baie van hulle probleem, want dit is nie uit die Koran nie. Dit is kom uit die hadith uit. Nou, ek het nou net te veel gewys van die Koran wat ek gekry by die moslim akademikus van Oxford. En hier is in hierdie Koran, agterkant is hier so 'n bylaag wat gaan net oor die een saak. En dit is wette wat dan nou Sharia wetgewing is, soos 'n vragting is, wat nie uit die Koran kom nie, maar uit die hadith kom. En dit is die mees bekendes wat ons byvoorbeeld ken. Vat nou so 'n paar jaar terug aan Iran was ons die opstand gewees oor die vrou wat nie haar hoofbedekking gedra het nie, en sy is toe deur die bepaal van die morele polisie, as ek maar vreemd dat ou die morele polisie genoem word, maar nietemin sy is toe gemartel, doodgemaak, en dit is nie 'n wet wat jy kry in die Koran nie. So dis in die hadith. Nou, hier is 'n hele ton, so ek vir jou sê, van die wette, vat nou byvoorbeeld dat as jy nou by moskee kom, sal ek vir jou sê, mans en vrouens mag nie saam aanbid. Nou daar lang redes daarvoor, maar interessante is dat die Koran nogal opdrag gee, mans en vrouens moet saam aanbid, veral op 'n Vrydag. Nou, op 'n Vrydag is wat hulle praat van, hulle kry kol tussen 12 en 2, wanneer hulle na die moskee gaan, veral daar moet hulle saam bid. Nou is die reël, nee, jy gaan nie daar saam bid nie, oor 'n klomp redes, maar die ding is uiteindelik, die hadith sê, mans en vrouens moet saam bid nie, die Koran sê hulle moet saam bid, veral op 'n Vrydag. So op die ou en is die ster by die hond swaai, want ouens doen wat die hadith sê in plaas van die Koran. En dis ook hoe ons nou byvoorbeeld hierdie dinge, vat nou byvoorbeeld van die hadith sê, iemand wat nie gereeld bid nie, moet in die openbaar pak kry, geslaan word. Die Koran praat 70 keer oor gebed, maar nie een keer oor 'n kwessie van mense wat nie bid nie moet gestraf word, byvoorbeeld. 'n volgende ding is byvoorbeeld, die hadith sê dat 'n man en vrou wat betrap word op oorspel met klippe doodgegooi. Die Koran noem nie een keer byvoorbeeld die geval van mense wat met klippe doodgegooi word. Ekskuus tog. Wat baie interessant is dat een van die redes wat die persone in hierdie ek moet sê uitgebreide Koran, as ek dit so kan stel, noem, hoekom sou dit so wees? Waar kom hierdie hadiths vandaan, wat byvoorbeeld sê, gooi mense met klippe dood, slaan mense in die openbaar? En nogal baie interessant is dat hulle 'n saak daarvoor uitmaak, dat die hadiths is geskrywe deur mense wat Jode was, en hulle tot Islam bekeer het, en toe van die Joodse wette in Levitikus en so meer ingeskryf het in die hadiths, byvoorbeeld steniging wat jy byvoorbeeld in die Ou Testament. En so hier's nogal 'n hele klomp, lang lyste van Ou Testamentiese tekste wat hulle nou hier aanhaal, om te wys nogal die Joodse invloed op die hadiths, en dan om te sê, maar wie jy, daar's 'n groeiende ontevredenheid in Islam, oor die hadiths, en mense wat ons sê, ons hou ons by die Koran, maar ons stuur ons nie aan die hadiths nie. Dis interessant.
Maar goed, kom ons kom terug na die gedagte, ons tree in gesprek met moslems oor die evangelie van Jesus Christus. Ja. Ek aanvaar as 'n mens die oomblik wanneer jy jou eie geloof moet verwoord, en amper sê ek verdedig teen iemand van 'n ander geloof, dan moet jy baie mooi jou eentjies in 'n ry kry en mooi dink, Ja. wat sê ek en hoe sê ek? Wat is jou Ja. ervaring daar? Kom ek sê twee dinge. Die een ding is, kom ons praat oor die makliker, ek moet praat van die gameplan. Want dan kan ons boek praat dalk oor die apologetiese gesprekke, maar kom ons praat net eers oor jy gaan na iemand wat 'n moslim is. Nou wil ek net dit sê. My ervaring is dat die beste sendeling in daai geval is tieners. Ek verstom my elke keer weet hoe tieners gesels met moslems oor hulle geloof en so. Maar goed, kom ek vertel jou gou. Ek sal eers gou moet vertel wat is die 5 pilare van Islam, want dit is deel van die gameplan. So dat die eerste pilaar van Islam is die kwessie van Allah is die enigste God en Mohammed is sy profeet. Dan kry jy die volgende ene gaan oor die 5 verpligte gebede wat hulle moet doen op 'n dag. Die derde ene gaan oor die voorsiening wat hulle moet doen vir armes. Die vierde een gaan oor die Ramadan. Ons almal goed ken, 1 maand vas per jaar, en die 5de een gaan oor die pelgrimstog. Elke moslim moet wat dit kan bekostig, met een keer in sy lewe gaan op pelgrimstog. Nou goed, ek noem dit net, dat julle net gou weet waarvan praat ons. Ek sê, as jy nou gaan na 'n moslim toe, enige mense wat jy toe gaan, maak saak al, praat jy dan mense wat in jou woonbuurt is, wat nie moslims is nie. Jy weet, jy gaan met 'n bepaalde plan as jy gaan evangelisasie. Nou hier is 'n manier wat ek dink redelik goed werk. Ek weet hierso op die groep is net op praat van Dirk, het jy gesê welkom vir Dirk, hy het ook al gedoen byvoorbeeld so meer. Maar wat ons doen is gaan na in Durban, wat ek sê ons gaan besoek ook ander tempels en so meer, maar dan gaan ons daar na die Noordstrand toe. Die moslems is dit ook erkenbaar in terme van kleredrag. So as hulle toe gaan en hulle sê, we gaan in klein groepies, hoorie, ons is van Bloemfontein, ons is Christene, ons besoek verskillende tempels, gelowe hierso, en kan ons dalk met julle praat oor julle geloof. En dit is nogal, weet, hulle is heel verbaas, want mense wil nie normaalweg met hulle praat oor hulle geloof nie. So, ek wil sê, die verrassingselement is aan jou kant, weet dat, hulle sien dit nie eintlik kom nie. Ek het baie mense dat ek weet, nee, ek kan nie met 'n moslim praat. Glo my, jy kan. Hulle is regtig eintlik baie oop daarvoor. So nommer 1 is hulle is verbaas dat jy dit wil doen, en nommer 2, ja, kom ons praat oor. Jy weet, so hulle is nogal verbasend hoe oop hulle is om met jou te praat. So dan die eerste vraag wat jy vir hulle sou sê is, hoe ek verstaan julle het 5 pilare in julle geloof. Kan jy dalk gou sê wat is die pilare? En dan vir hulle geleentheid gee, dis natuurlik vir hulle ook bekende terrein, 'n maklike vraag vir hulle, en ja goed, so dit gedoen het. Die tweede vraag wat jy vir hulle vra is dat as jy al hierdie pilare getrou nakom, is jy seker daarvan dat jy hemel toe gaan? Nou goed, eers moet ek dit sê, met hulle verstaan eerder in terme van paradys. Hulle praat nie van hemel in die eerste plek nie, maar ons praat nou maar so. En dan 'n derde vraag wat dit mense dan nou, goed, jy vir daarby kom, derde vraag. Die antwoord is nee. Hulle is nie seker nie. Ek meen, also een van hulle vir jou sê, ja, ek is seker, is dit moslems is nooit seker van wat word van hulle in die hiernamaals nie. Hulle dade word geweeg, weer. Maar goed, en dan die derde vraag wat jy vir hulle vra is, wat glo jy van Jesus? En party keer is jy maar hulle, party van hulle weet dadelik, jy praat van wie bedoel jy? Anders moet jy bedoel Isa is die naam wat hulle gebruik vir Jesus. En wat hulle dan vir jou sal sê is, nee, hy is 'n belangrike profeet,
glo hom as 'n profeet, maar hy is nie God nie. Net interessant genoeg, dat Jesus, Isa en hulle godsdienst is die enigste van die profete wat geen sonde gehad. Nou ja, en dat ek ook net so 'n voetnoot aan maak is dat ek noem nou vinnig hierdie vraag asof dit soos 'n checklist is, maar dis 'n gesprek. Weet jy vra 'n vraag, dit antwoord dit 'n gesprek en dan die volgende vraag, dan word dit 'n gesprek. Weet so dis nie sommer net so staccato aan mekaar en so nie. En dan kom jy by die vierde punt waar jy dan die gesprek draai en dan weer eens gaan dit oor respek en hoflikheid en sê maar baie dankie. Ek het gehoor wat is jou siening van Isa? Mag ek vir jou vertel wat my siening is van Jesus? En meesters van sê ja, ek dink dis fair. Jy het my die geleentheid gegee om vir jou te vertel jy nou vir my. En dis dan nou eintlik die geleentheid wat jy nou het om hulle te vertel van die feit dat jy glo Jesus Christus is die Here, dat hy God is. En in teenstelling met moslims wat nooit seker is van die hiernamaals nie, het jy sekerheid. Jy weet, in kontekste gebruik soos Johannes 1 vers 12 en so weer, en Johannes 5 vers 12 en 13. Maar goed, ek wil sê, dit is baie kort nou vir jou te sê, en ek gebruik maar weer die Engelse woord, daar is 'n game plan. Dit is 'n eenvoudige manier om 'n gesprek te tree en die evangelie te deel. Natuurlik daarna, kom daar 'n ander vraag op, wat 'n mens dan nou eintlik ook baie goeie opleiding vir moet kry, en dis waar die apologetiese gesprekke dan nou weer inkom. En ja, so ek sê, ek hoop ons kan in diepte volgende jaar daaroor gesels. Ek weet nie, Leon, of ek sommer net kan 'n voorbeeld, ek praat net so saai. Ja, asseblief. Is dat die ander ding is byvoorbeeld, sê nou maar 'n vraag wat hulle vir jou gaan sê. Vraag wat hulle gesê is dat, maar Jesus kan nie God wees nie. Maar kyk, ek wil sê, hulle ken die Bybel soos Jehovah getuies. Daar's 'n paar versies wat hulle goed ken en dan kry jy nou die idee, hulle ken die hele Bybel. Maar hulle sal vir jou sê nee in Johannes 5. Hulle sal nog vir jou sê. Staan daar. En dit is vers 19 en vers 30, so iets van die aard. Maar daar staan daar dat Jesus sê, sonder die Vader is ek tot niks in staat. Sonder die Vader kan ek niks doen nie. So, hoe kan jy sê Jesus is God? Hy sê dan self, hy is afhanklik. Jy kan mos nie God wees as jy afhanklik is nie. Dit is per definisie kan jy nie God wees nie. Nou, ek meen as jy nou onmiddellik weet wat staan in Johannes 5 nie, dan ek meen jy kan nog steeds glo, nee, Jesus is God, geen twyfel meer daaroor nie. Maar hoe antwoord jy die vraag? En dis 'n klomp van die tipe van vrae wat die apologetiese gesprekke dan hier aanspreek. Maar net terug te kom na Johannes 5 toe as 'n voorbeeld. Die hele gesprek in Johannes 5 sentreer juis oor die feit dat Jesus gesê het hy is God. Hy is op 'n punt waar die mense wil hom doodmaak. Hoekom? Omdat hy gesê het hy is God. So die punt is net dat jy vir die ouens dan gesê nee, die konteks van hierdie gedeelte sluit juis aan by die punt dat Jesus het erken hy is God, en dis hoekom waar hierdie gesprek nou deel van is. En maar goed, so ek sê, daar's 'n hele klomp van hierdie sake wat 'n mens weet nou al na jare se ervaring, ondervinding, wat is die tipe van vrae waarmee hulle opkom. En dit is wat 'n mens graag vir ouens wil opleiding oor gee om gerad te wees daarvoor. As jy die hele gesprek moet saamvat tussen ons en moslems, wat is die kerngoed waaroor ons eintlik verskil, die groot teologiese kwessies wat op die tafel kom wanneer daar so 'n gesprek plaasvind? Ja, as mens dit in een saak moet saamvat, dan is dit die kwessie van integraliteit. Wat dan insluit natuurlik die twee nature van Christus. Maar dit is die hele ding van ek wil sê, hulle streng monoteïsme. Ek meen, ons is ook 'n monoteïstiese godsdienst. Ons glo net in een God. Ons in die
ek kon sê die verduideliking te bring waarop mee saam wat ons sê, God is 3 persone in een wese. Dit is ons beskrywing van ons monoteïstiese godsdienst. Een God. Of hulle is dit net, dis Allah. Daar's nie enigiets anders nie. So die kern van die saak kom daarop neer. En as ek dan daarmee kan saam sê, weet, dit is so belangrik dat 'n mens jouself ook kan verwoord rondom die drie-eenheid. Ek wil sê, jy kan enige lid man vra in ons kerk glo ek, en jy kan sê, hoor die goeie God is drie-enig, en hy sal sê, ja, wie is die drie-eenheid? Hy sê, Vader, Seun en Heilige Gees. Goed, en hy sê, maar goed, verduidelik vir my, hoe verstaan jy die drie-eenheid? En dan dink ek, dan raak dit nogal of moeilik, weet jy, hoe verwoord jy dit? Jy glo dit, maar hoe verwoord jy dit? En daarom is dit so belangrik in die algemeen, dat wanneer jy met mense van ander godsdienste, in die geval dat 'n moslim so gesprek is, jy moet eers 'n baie goeie kennis hê van natuurlik die Bybel, van dit wat ons leerstellings is, oor dinge soos ek sê spesifiek die drie-eenheid in hierdie geval, maar mens moet dan ook basiese kennis hê van wat die ouers aan die ander kant glo en wat hulle leer. Maar ja, dis 'n lang antwoord. Jy sê, wat is die kern? Dan het ek in plaas van een woord, ek jou hele paragraaf gegee. Maar die hele saak van die drie-eenheid, die Tawhid, wat hulle sê, hulle siening van monoteïsme, teen ons siening daarvan, ja. Enrico, ek hou my oog op die horlosie, ons is nou al so 1 uur en 'n half aan die gang amper, ons dink aan klaarmaak. Jy het nou al 'n paar boekies geskryf wat by deur vennote in getuienis uitgegee is en so meer. Sê gou ietsie daaroor, hoekom het jy geskryf? Wat het jy geskryf? Dit kom toe nogal, ek het net gesê van Nico wat op staan sê, hoor jong, hierdie is 'n baie belangrike saak, ons moet dit die goeie Afrikaanse woord, ons moet dit tackle. En ek het toe gesê, maar wel, ek is nou al vir jare betrokke daarby, so ek is bereid om dit te vat. En toe Nico gesê, nommer 1 is, kom ons lig die lidmate in, net eers oor Islam, dan net eers weet wat is Islam. En so toe ek gedink, wel, die beste is dat ek nou die Vrypos, wat dan nou die Vrystaatse Synode weekblad is, gebruik, eintlik 2 weekliks verskyn, om elke keer 'n artikel daarin te skryf oor 'n bepaalde aspek van Islam. En toe ek eers begin met regtig die mees basiese dinge, en so ek het toe 'n boekie geskryf met 'n kursus in gedagte. So die eerste boekie wat ek geskryf het was 'n kursus, en ons wil dit graag aanbied, weet, vir waar ons ook al genooi word. Anton is 'n ou, wys Anton om nou, jy kan sien op Anton se prentjie, ek weet nie wie kan ons sien nie. Daar sê hy, weet, Anton het hom al meer aangebied as ek. Hy het ons selfs al in Mauritius gaan aanbied en so meer. Maar goed, dit is 'n kursus wat so 6 sessies bestaan om die basiese dinge van Islam te weet. Toe het ek 'n bietjie uitgebreide boekie geskryf wat nou insluit dinge soos die ander godsdienste wat ontstaan het uit Islam uit, en die teologiese verskille byvoorbeeld tussen die Shiite en die Sunnis en so meer. So dit is die tweede boekie. Jong, hy is wel, ek het hom nog nie op my lesenaar terwyl, daar wys Anton in elk geval al by sy. Daar gee jy ene. Hy gee ene, so lyk hy. Dit is die tweede ene. Die derde ene is dan nou baie pertinent gemik op die apologetiese gesprekke. Ek wil nou, weet, so lyk hy nou. En iets wat ek, ja, die subtema van hierdie boekie is, ja, die tema, die titel al was 2 gelowe, 1 dialoog, 'n inleiding tot Christen-Moslem apologetiek.
Nou, politiek is baie keer 'n ding wat ontaard in 'n stryery en debatteerdery en natuurlik moet jy ook daarvoor gerad wees, maar ek sê ook vir die moslems, hulle het my aandag ook genooi. Sê ek weet, as ons dialoog voer, is dit reg. Ek is by 'n stryery en wie kan die hardste skree is nie iets wat ek in belangstel nie. Maar nietemin, hier is dan uiteindelik om die dialoog te voer. Jy het my gevra oor die boekies, so dit is die 3 boekies wat ek nou geskryf het rondom dit. OK, dankie. Ja, ons gaan nou volgende jaar as die Here wil, sal ons daai 6 lesse probeer aanbied in 'n kyk of ons so 3 aande kan wy daaraan en so aan. So almal is welkom. Hou maar ons bemarking dop op Facebook of ons WhatsApp groepe en so meer. Ons sal 'n bietjie daarna kyk. Ons praat ook oor die moontlikheid om die boeke beskikbaar te maak in 'n PDF formaat dat meer mense dit kan lees. Maar as jy navraag het daaroor, is jy welkom om my te kontak. Enrico, ek dink ons moet begin saamvat. As jy het op 'n stadium iets gepraat van die Islamic dilemma. Wil jy gou ietsie daaroor sê? Wat behels dit? Ja, ek sien die Islamic dilemma lê daarin dat jy kom in 'n gesprek met moslems, dan sê hulle maar die Bybel is gekorrupteer. Dit is nogal 'n hele interessante onderwerp op sy eie, om met hulle te gesels oor waar die korrupsie nou ingesluit, kry jy hele verskillende klop antwoorde, maar kom ek los verloonlik daar. Die feit van die saak is dat uiteindelik hulle sê die Bybel is gekorrupteer. Die Koran sê dat Christene, soos ek net genoem het, moet hulle hou by die Bybel. Trouwens, die Koran gee opdrag aan moslems om ook dele van die Bybel te lees. Nou is die dilemma wat hulle mee sit, en dit is wat ons vir hulle wil wys in die gesprek, is dat wel, die Koran is onbetroubaar. As julle sê die Bybel is gekorrupteer, dan is die Koran onbetroubaar, want die Koran sê gebruik die Bybel. So vir die dilemma waarmee hulle sit, is die kwessie van okay, dan moet hulle nou sê, goed, die Bybel is nie gekorrupteer nie, om die Koran te beskerm, maar as hulle sê die Bybel is nie gekorrupteer nie, moet hulle die boodskap van die Bybel aanvaar. So hulle sit in 'n dilemma van, en ons sal 'n bietjie volgende keer dit baie meer duidelik oor gesels, 'n bietjie vir ouens mooi net 'n roete wys om dit as 'n baie handige instrument in 'n gesprek te gebruik. Maar dit is 'n kwessie van hoorie alle kante toe is dit nou al vas. Weet, as jy sê jy is baie klim van die Bybel is gekorrupteer, wel, okay, wat sê die Koran? Die Koran sê dit. En dit is eintlik die dilemma waarmee hulle sit. Ek hoor jou. So laaste gedagte van jou, jy het nou oor lang tyd al met die moslems in gesprek getree en so aan. Skrifgedeelte wat vir jou uitstaan in jou gesprekke met hulle? Goed, oor 'n paar redes wil ek sê gedeeltes wat ek veral wat teruggaan is Eksodus 3, Johannes 8, ook Johannes 1, oor die godheid van Jesus. Maar hoekom ek nou sê Eksodus 3, Johannes 8, is in beide die gedeeltes kry jy die ek is direk die storie van Moses en sê ja, Here, ek sal gaan na klomp oorreding, maar so maar wie stuur my en Here sê ek is, né, ek is wat ek is. En dan die woorde van die Here Jesus in Johannes 8. Dis nou boonbehalwe al die ego eie uitsprake wat jy skryf die 7 in Johannes. Daar waar hy pertinent sê ek is wat ek is. Presies dieselfde woorde. So voor Abraham was, is ek. So hierdie twee gedeeltes, veral omdat die moslems ook 'n verwante verhaal het oor Moses, wat Allah dan nou so verskyn het in die vlam, soos ek net verduidelik het. So jy het 'n aanknopingspunt by Eksodus 3, maar dan om te sê maar hier sê die Here Jesus dit, juist omdat dit 'n vraag is wat hulle baie keer sal vra, maar waar is Jesus? Ek is God. Dit is 'n baie belangrike vraag wat hulle vra, of wat ons dan 'n antwoord op moet hê. So ek dink veral dit dan Eksodus 3, Johannes 8. Dankie. Ja, dis hartseer dat dinge so uitmekaar geloop het, want in die naam van die verskillende godsdienste het daar al verskriklike goed plaasgevind oor die afgelope
Ja, 2 millennia en ja. dis hartseer. Maar goed, Enrico, ek dink ek moet hier stop. Hey. Moet ons miskien gou vir Anton 'n kans gee. Anton, wil jy ietsie bydra? Ek hoor nou jy het nou al hierdie kursus van Enrico aangebied op plekke en so aan. Deel net met ons so 1 of 2 gedagtes net kortliks asseblief. Jou mikrofoon is net af. Jou mikrofoon is nog steeds af. Daar's hy nou reg. As hy nou aan. Nee, baie dankie vir die geleentheid. Dis 'n wonderlike geleentheid wat plaasgevind het vanaand. Ek is werklik opgewonde. Ja, dit is regtig 'n saak wat my baie na in die hart lê en vir my vrou aansiek ook. Ek gaan nou nie verveel met die agtergrond nie, maar ons het ook familie wat moslems is. Ek het 'n skoonseun wat 'n moslem is en ek het 'n dogter wat deur die NG Kerk gekom het en nou is daar 3 kleinkinders en hulle is nou almal klein 3 moslempies. So dis iets wat ons baie na in die hart lê. Maar ten spyte van dit het ons nou al 'n paar jaar wat ons nou regtig waar ons tyd en aandag ook gee aan die moslembediening en ek moet sê 'n hoogtepunt was nou om saam met Enrico te kan werk die afgelope 2-3 jaar. So ek dink een van die dingetjies wat ek net graag wil sê is dat ons ondervinding met hulle is met die moslemmense is wonderlike mense. God is lief vir hulle. En dit is ons taak om regtig waar uit te gaan en met hierdie mense die evangelie te deel. En dit is makliker. Ons moet nie sien dit is die moslim allerlei stories en dinge, daar's vrese rondom dit en dit is werklik nie waaroor dit gaan veral in Suid-Afrika nie. Suid-Afrika is 'n baie keer wat ons met 'n moslem in gesprek tree. Dan is dit 'n wonderlike geleentheid. En dit is om hulle te sien dat hulle so ontvanklik. Maar ons moet onthou, dis 'n proses. Dis 'n baie belangrike ding. Dis nie sommer net gesels nie, jy moet dit opvolg en bly opvolg van dan alleen. En daarmee saam moet ek net sê, as jy nie bid, as jy nie die Heilige Gees se leiding vra nie, dan het jy 'n probleem. So dit is die basis dan, is gebed om met die moslembediening te werk en is heerlik. Baie dankie. Anton, baie dankie. Dankie vir jou inset, ek waardeer. Enrico, 'n laaste gedagte, laaste woord van jou voordat ons dalk afsluit. Ek het nie enige vrae gesien nie. Daar was wel die vraag of die opname beskikbaar gaan wees na die tyd. Ja, as die Here wil, dan gaan ons die video ook op YouTube sit. Kyk maar na op YouTube, soek vir Didasco-VBO. Al ons Didasco opnames word daar gepubliseer. Gee ons net so 'n paar dae, dit sal waarskynlik eers na die naweek wees. Maar dit gaan een of ander tyd daar kom. Enrico, laaste woord van jou voor ons afsluit. Ek wil sê baie dankie. Ek waardeer die geleentheid. Ek sien uit na die volgende rondes wat ons dan 'n bietjie meer in diepte oor die sake ook kan gesels en ek sien dit as 'n geleentheid om opleiding te gee en dat mense ook die stof dan kan gebruik vir opleiding wat jy na gekyk het en verder. Maar ja, dis 'n wonderlike geleentheid wat die Here vir ons gee. En ja, ek sê die Here het ons sendingveld op ons voordeur kom aflaai en kom ons rol ons mou op en kom ons doen die werk. Ons vertel vir mense van hierdie goeie nuus wat ons het, né? Dis nie. Dit bly 'n ongelooflike ding dat God in sy genade vir ons as sondaars gegryp het en gesê het, jy's myne, ek is lief vir jou. Ja. Wonderlik. Op baie noot sê ek vir elkeen baie dankie.